Jesus het 'n plan ook vir jou lewe, maar dan sal jy moet kies. En ons sien dit in die verhaal van Johannes en dan spesifiek Petrus, daar die dag op die strand, waar die opgestane Here aan hulle verskyn. En ons lees dan juist uit Johannes 21 vanaf vers 1. Hierdie brood gebreek eens by die meer. Breek nou die lewensbrood vir ons ook, Heer. Spreek, Here, u dienaars en dienaresse luister. Amen. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn. By die see van Tiberias, dit het so gebeur, Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus, en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar was daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan. Maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het toe die net daar uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis kon hulle hom nie weer terugtrek nie. Of intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolei was kaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie en omtrent 100 tree net. Die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Toe sê hy vir hom, laat my lammers vy. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Toe sê hy vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die 3de keer, Simon seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wy. Dit verseker ek vir jou. Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Ons skriflesing tot sover vanoggend. Ek is regtig effentjies eintlik baie dankbaar dat ek nie daai oggend op daai strand was
by daai see wat Jesus die disippels kom ontmoet nie. Want ek is doodseker, ek sou nie baie lekker gevoel het oor myself nie, want hierdie is 'n bitter ongemaklike affære. 'n Voor die hand liggende vraag wat elkeen van daai disippels sekerlik in hulle harte ten minste gehad het, is toe hulle die man sien, Here, is dit regtig U? Want dit is eintlik menslik so onbegryplik en so onverstaanbaar. Want hulle weet tog self, hulle was daar by die kruis gewees, hulle het sien gebeur, dat Jesus sy laaste lewensasem uitgeblaas het. Om die waarheid te sê, hulle was daar, hulle het gehelp om die liggaam te balsem en reg te maak vir die graf. Hulle het self sy dooie korps daar gaan neerlê in Josef se rotsgraf. Josef van Arimatea. Onthou nie eers Maria Magdalena, wat vir Jesus so goed geken het hom die eerste keer wat sy hom gesien het, die oggend in die tuin herken nie. En net soos die disippels ook nou nie seker nie. Want op 'n manier weet hulle dis Jesus, maar hy's anders. Iets is vreemd. Want toe hy vir Jesus sien aan die oorkant, het hy besef, dis sy leermeester. Dis die rabbi met wie hy 'n paar jaar van sy lewe saam geloop het, van wie hy geleer het, van wie hy gehoor het, al die wonderlike dinge van die koninkryk. En hy trek sy hemp aan en hy spring in die water en hy gaan hom tegemoet. Nou Petrus het dit ook geweet, die impulsiewe Petrus. Petrus, iets het die man gejaag. Dis so nou natuurlik na die kruisgebeure, ons sien die disippels is presies weer terug waar hulle begin het. Petrus is weer maar aan die visvang soos gewoon. Maar hier so ergens diep in sy hart, hierdie man wat later die kerkplanter van formaat van die eeue sou wees, die rots waarop Jesus sy kerk sou bou. Hierdie oggend is dit nog nie daai Petrus van 'n bietjie later nie. Hierdie oggend is dit die Petrus wat nog teruggedink het aan hoe hy die Here Jesus absoluut verloon het by 'n vuurtjie net voor sy kruisiging teenoor 'n ou diensmeisietjie. En die ergste van alles, dit was hy wat dit gedoen het, daai woorde het uit sy mond uitgekom. Hoe erg is dit om in die aande te gaan neerlê en rond te weet jy die Here Jesus verloon. Ons het Vrydag vir mekaar gesê, ek en jy is ook die rede. Ons kan nie afstand doen daarvan nie. Ek kan nie myself onttrek daarvan asof dit die disippels se skuld was of die ander mense wat die dag daar vir Jesus gekruisig het nie. Elkeen van ons is net so, ten minste net so medepligtig in die dood en die sterwe van Jesus as enige een van hulle. Ons is ook soos Petrus, behoort ons eintlik nie in ons kop en skaamte te sakkie, maar 'n skuldgevoel in ons te koester wat ons wonder of dit ooit sal weggaan, maar ons weet, ons vier vanoggend Paasfees, daar's meer. En skielik, hier staan Jesus voor Petrus op die strand, en hy weet nie om die saak aan te spreek nie. Jesus het selfs 'n visie daar gebraai, 'n heerlike vars visie. Stel jouself voor, opgestane Here Jesus, die verheerlikte Here Jesus, braai 'n stukkie vis. En hy eet daar saam met sy disippels, hy deel die visie aan hulle uit. Hulle eet so ontbytjie die oggend daar op die strand. Maar ek seker dit moes 'n bietjie van 'n aardige situasie gewees het. En hier voor hulle oë is Jesus, en hy lewe. En ek seker Petrus het gewonder, kan die Here hom ooit vergewe vir wat hy gedoen het? Hoe voel Jesus teenoor hom? Is Jesus kwaad?
Hy was immers 'n verraaier gewees. Maar uiteindelik is die ongemaklike ontbyt verby. Die vis is opgeëet. En ek is seker, Jesus en die disippels en Petrus ook sit en kyk nou daar vir mekaar. En weet nie wat om te sê nie, en Jesus kyk in Petrus se oë. En hy vra vir hom, Petrus, het jy my baie lief? Wat het deur Petrus se kop gegaan in daardie oomblikke? Want hy was een so vol bravade, onthou. Petrus, jy is die een wat vir my gesê het, jy sal my nooit verlaat nie. Nooit in die steek laat nie, al moet jy langs my sterf, jy sal altyd by my bly. En intussen het baie dinge gebeur. Al die dinge wat gebeur het, van waar jy my verloon het, tot nou toe, was nie sinloos gewees nie, dit was nie verniet nie. Want sien Petrus, jy het jouself leer ken. Jy het besef, jy is nie hierdie sterk man wat jy gedink het nie. Jy het besef, jou oortuigings was nie so rotsvas as wat jy eens gemeen het nie, Petrus. Jy het jouself leer ken, daai nag by die vuur, toe jy 3 keer vir my verloon het. En nou Petrus, nou moet jy kies. Nou moet jy besluit maak. Kyk rondom jou. Kyk, hier is jou vriende by jou. Daar is die see waarvoor jy so hartstogtelik lief is. Waar jy al so baie visies getrek het. Die see waar jy 'n lewe maak. Daar is die vissers skuitjies. Daar lê jou net propvol visse. Petrus, sien jy kans om prys te gee, jou ou lewe, dit wat jy eens geken het. Is jy seker jy sien regtig kans om vir my te volg? Natuurlik het jy hierdie afgelope paar dae nie net jouself leer ken nie, maar jy het ook vir my leer ken. Jy het gesien dat ek 'n dienskneg is. Jy het gesien hoe ek gelei het. En ek sê vir jou dieselfde sal jou voorland wees as jy my wil volg. As jy die dinge van ouds agterlaat. Is jy bereid, Petrus? Sien jy kans? Sien jy regtig kans? As jy nog lus om vir my te volg? 3 maal vra Jesus vir hom, het jy my lief? In Johannes 21. Geliefdes, gemeente, wat 'n implikasie het hierdie vraag van Jesus aan Petrus, aan ons, aan my? Ek wil die vraag vra, en nie dalk dieselfde vraag op hierdie opstandingssondag ook aan ons nie. Hoe wonderlik, die Here Jesus het opgestaan. Hy lewe. Maar wat nou? Wat's volgende? Sien jy regtig kans om die Here te volg? Wetende wat die implikasies, die moontlike implikasies daarvan kan wees. Want elkeen wat die Here Jesus volg, leer die Bybel vir ons, sal sy of haar kruis moet opneem om hom te volg. Daar sal gevolge wees. Mense sal dalk jou nie meer so goedgesind wees as wat hulle eens was nie. Om die waarheid te sê, jy gaan vir jouself 10 teen 'n hele paar vyande maak in hierdie wêreld. Daar kan selfs 'n oomblik kom of tye wees waar daar vervolging sal wees. Ou Petrus het geantwoord op die vraag van Jesus en dit het vir hom bitter duur te staan gekos. Om die waarheid te sê, al die disippels, of meeste van hulle in elk geval, het die wreedste van dode gesterf aan hand van ander mense wat hulle vervolg het. Hoe lyk my toekoms? En as ek vanoggend gekonfronteer word met die vraag, as Jesus vra, het jy my baie lief? Wat is ons antwoord? Petrus se antwoord, nadat hy 2 keer sê ja, 3 keer sê ja, Here, jy weet mos, ek het jy baie lief. Sê Jesus elke keer, Petrus, laat my skape wei. Sien, vir Jesus gaan dit oor sy gemeente, oor sy kudde, sy lammers. Kyk al langs jou. Dis die mense hier langs jou, agter jou, rondom jou.
Dis die mense wat die Here in jou lewe geplaas het. Dis sy lammers. Dis die mense vir wie hy lief is. En hierdie opoffering vra nie dat jy letterlik nou 'n houtkruis deur die strate moet gaan sleep nie. Dit vra dat jy jou naaste sal dien soos wat Jesus hulle gedien het. Of iets daarvan. Ons is nie Jesus nie, maar ons probeer om soos Jesus te wees, ook in sy voorbeeld. Want ons het ook sê die laas Vrydag of nou Vrydag se teks het gesê, ons is saam met hom uit die dood opgewek. Wat beteken dit? Ja, ons gaan hemel toe. Die nuwe Jerusalem is ons inne. Maar ek staan nou al hierop saam met hom. En dit beteken dat ek sal moet lewe soos wat hy vra. Laat my lammers wy. Sien toe na mekaar, sien om na mekaar. Sorg vir my kudde. Geliefdes, ek is doodseker dat die Here graag wil hê ons met hierdie Paasfees in die tyd van lig gaan vier. Maar mag jy in die besonder vanoggend weet, as jy na die leë kruis kyk en na die leë graf, God het 'n wonderlike spesiale plan vir jou lewe. En dis nie net opoffering en prysgawe en dis die enigste manier om te lewe, want ware vreugde is daarin te vind as ek die ware self, my ware ek leer ken. Maar dit gebeur net as ek vir Jesus leer ken. Dan sien ek myself soos ek werklik is. 'n Kind vir wie God baie lief het, vir wie geen prys te hoog was om te betaal nie. En kan ek op 'n manier ook so gaan lewe? Petrus het daai dag van die strand af weggegaan en hy het nie gelewe, hy het anders te gelewe. 'n Lewe van oorwinning. Durf ek sê 'n lewe waarop hy met die genade van die Here Jesus wonderlike wonderwerke beleef het. En deur sy woorde en hande het wonderwerke plaasgevind, maar dit kan net gebeur as die Here met jou gaan. En as jy antwoord op daai vraag, sien jy regtig kans om Jesus se disipel te wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons kom eer vanoggend vir U. U wat ons koning is. U die een wat vir ons alles gedoen het wat nodig is vir die redding van ons siele. Vir die redding van ons liggame selfs, Here. Ons het bely, ons glo in die opstanding van die vlees ook. Soos die Here Jesus nie daai dag 'n spook was op die strand nie, maar waar hy saam geëet het met sy disippels met 'n verheerlikte nuwe liggaam, weet ons sal ook opstaan uit die dood uit aan die einde van die tye. En ons gaan saam met U lewe in die nuwe wêreld. Jesus het daai dag en hy het nog steeds merke aan sy hande en voete. Ek glo, Here, dit is om ons te herinner dat U hierdie pad klaar vir ons gestap het. Dat niks meer nodig is nie. Dat toe U uitgeroep het, dit is volbring, dit werklik volbring was in alle opsigte. En toe hy uit die dood uit opgestaan het, ons in 'n sekere sin ook geestelik saam met U opgewek is. Here, een van die dae vier ons Pinkster. En ons vier die uitstorting van die Heilige Gees. Ons het ook die Gees ontvang. En soos Petrus kan ons ook sê, ja Here, ek sal U volg. En deur die krag van die Gees raak ek min en klein, want ek ken myself. Ons weet, ons is nie by magte om dit te doen uit ons eie uit nie. Maar in die krag gaan ons vorentoe. En die vraag van ons, gaan sien om na my lammertjies. Gaan kyk na my kinders. En hier ons weet, vanoggend Paasfees, Paasondag 2025, dat kerk wees baie meer beteken as net om dienste by te woon. Om deel te wees van die liggaam beteken dit dat ons sal moet doen en sê en dink soos ons koning en leermeester, soos Jesus. Ons pleit vandag by U, help ons hierin. En Here, as ons by die deure gaan uitstap vanoggend, dat ons vir geleenthede sal gaan soek om dienaars van U te wees, voetewassers van mense. Here, die vir wie ons liefhet, maar selfs die wat dit nie verdien nie, want U het dit vir ons kom doen. En daarom kom sê ons harte, kom juig ons op hierdie oggend, ons kom sê halleluja,
Prys die Here, die Almagtige. Amen.